Suid-Afrikaanse supermarkte kan in die nabye toekoms meer soos hierdie verpakkinglose afdeling van die Pick n Pay in Constantia in Kaapstad lyk. Klante kan hulle eie houers van die huis afbring of papiersakke of glashouers hier koop waarin grane, gedroogde vrugte, sade, speserye, koffie, meel en selfs olie afgemeet word. Pick n Pay, Shoprite, Spar en Woolworths het die week die SA Plastics Pact onderteken, saam met handelsmerk-eienaars soos Tiger Brands, Distel, Coca-Cola, Unilever en Danone. Sodoende onderneem hulle om teen 2025 4 doelwitte te bereik en om jaarliks verslag te doen oor hulle vordering. Vir die doelwitte, die eerste ene is plastiek wat net een keer gebruik word, om dit uit te ontwerp uit die stelsel uit. So ons wil dit uit die stelsel uithou, want dis die plastiek wat in die omgewing beland en op strande en oralste. En ons wil meer herwinbare modelle inbring en plastiek wat jy weer meer as een keer kan gebruik. Die tweede doelwit is dat alle plastiekverpakking 100% herwinbaar en reusable is vorentoe. Die derde doelwit is dat daar 'n 70% herwinningsdoelwit in Suid-Afrika is vir alle plastiekverpakking. Die laaste doelwit is dat 30% van gebruikte plastiek weer in plastiekverpakking gebruik moet word om 'n aanvraag vir herwinbare plastiek te skep. Suid-Afrika is een van die 20 lande wat die meeste plastiek mors, maar met hierdie ooreenkoms wy belanghebbendes hulle daaraan toe om plastiekvermorsing drasties te verminder. Suid-Afrika is die 5de land wat hierdie reuse stap neem om seelewe te beskerm. Die Departement van Omgewingsake het by die bekendstelling van Plastics Pact gesê die doeltreffendheid van die beleid oor plastieksakke word tans ondersoek en 'n nuwe beleid om plastiekbesoedeling te verminder word oorweeg. As daar nie dadelik ingegryp word nie, kan daar oor 50 jaar meer plastiek as visse in die see wees. Nadine Tron, E-nuus, Kaapstad.